God se gees maak nooit 'n fout nie. Wees dankbaar vanmôre dat ons die lewendige God van Israel aanbid vanmôre. Jy sien, baie van ons het 'n verwagting baie keer en sê ek gaan vanmôre na die huis van die Here toe gaan, want ek het iets van die Here af nodig. En dan stap ons baie keer uit en sê maar ek het niks gekry nie, maar die vraag is, was ek op die plek om te ontvang? Jy sien, jy kan 'n liefdesmaal vir iemand voorberei, maar as iemand vir jou die kos voorsit en jy wil dit nie eet nie, kan dit nie honger les nie, is dit nie so nie? So wanneer die voedsel vir jou voorgesit is, moet jy dit eet. Wanneer God dit vir jou gee om in te neem, om jou te versterk, dan moet ons dit vat. Want jy weet, daar gaan 'n tydperk aanbreek wanneer ons gaan moet vlug vir hierdie evangelie. Daar gaan 'n tydperk aanbreek wanneer jy gaan hinker daarna om te sê, Here, as ek daai geleentheid maar net kon gebruik het, dat daar vir my gebid kon word. Here, as ek daai geleentheid maar net kon gebruik het, dat ek my woord kon lees. Here, as ek daai geleentheid maar net gebruik het, om te kon bid saam met my gesin. En jy het dit nie gedoen nie, kan jy vir niemand anders te kwaad wees as vir jouself nie. As jy verlore gaan die dag, en jou oë in die doodryk oopmaak, kan jy vir niemand anders kwaad wees as jouself nie. Want van die begin van die skepping af het God die mens vrye keuse gegee. God het ons gemaak na sy beeld en sy gelykenis, en hy het ons die vrye wil gegee en sê, dien my, want ek wil hê julle moet my dien. God hou nie 'n vuurwapen voor enigiemand se kop en sê jy moet my dien nie. Jy sien, die moslim geloof glo, as jy van hulle afwyk, dan moet hulle jou doodmaak. Jy sien, wanneer jy nie deel is van die boeddhiste nie, dan wil hulle niks met jou te doen hê nie. Wanneer jy nie die deel is van die hindoes nie, dan wil hulle niks met jou te doen hê nie. Maar as jy niks te doen het met die Christendom nie, dan worry die mense ook nie. Is dit nie so nie? Ons worry nie. Ons gee nie om nie. Hoekom gee ons nie om nie? Want die liefde van God is nie meer in ons, om daar die mense na Jesus toe te vat nie. Weet jy wat, hierdie wêreld is lekker, is dit nie so nie? Ja, is lekker, het gaan goed met ons. As dit nie lekker was nie, was almal in die huis van die Here vanmôre. Maar die woord van die Here sê in die laaste dae, sal die mense meer liefhebbers wees van genot, as liefhebbers van God. Jy sien, die kinders van die Here op vandag se dag, wil die Here dien, op voorwaardes. Die kinders van die Here wil vandag God aanbid, as dit net met hom goed gaan. Jy sien, ons stry nie meer hard in hierdie evangelie nie. Wat se antwoord? Weet jy wat, ons kan soveel verskonings opdis, om nie na die huis van die Here toe te kom nie. Ja, maar ek dien die Here by die huis, dis goed, jy moet die Here by die huis ook dien. Maar die woord van die Here leer ons, hy sê, moenie die onderlingse byeenkomste nalat, so sommige die gewoonte het nie. Hoekom? Want wanneer ons hier by mekaar kom, dan begin ons saam staan. Wanneer ons hier by mekaar kom, dan begin ons hierdie ketting vorm, wat God ons wil hê, om hierdie evangelie veilig te hou, om dit uit te dra daar buitekant toe. En baie keer wanneer ons hier is, en sê, kan die Here asseblief, kan hy nie vinniger preek nie, kan hy nie vinniger klaar maak nie, asseblief, ek het mense wat by my huis wag, ek het dinge wat ek moet nog doen, weet jy wat, dan gaan 'n tydperk aanbreek, wanneer jy gewens het, dat die kerk 3 ure was. Dan gaan 'n tydperk aanbreek in ons lewe wat ons gewens het, dat die kerk 4 ure was. Dan gaan 'n tydperk aanbreek wat ons gewens het, ag asseblief kon die pastoor nie maar net kerk hou, van die oggend tot die middagdiens toe nie. Want weet jy wat, daar gaan 'n oomblik aanbreek in ons lewe, wat die woord van die Here sê, wanneer dit so moeilik gaan word, dat ons gaan moet vlug terwille van hierdie evangelie, en die woord van die Here sê, behoede jou, dat jou vlug nie in die winter is nie. Vrouens, julle wat soog, bid die Here, dat julle vlug nie in die tydperk wees, wanneer julle soog nie. Jy sien, maar ons het dit nou lekker. Is dit nie so nie? Ons het dit lekker. Jy kan nie afry hier in Wonderboom Suid-area in Elofsdal, jy kan ry van blok na blok en jy sal 'n kerk kry wat oop is. Daar gaan 'n dag aanbreek, wanneer die Here die deure self gaan toemaak. Daar gaan 'n tyd aanbreek, wanneer die voortdurende offer afgestel gaan word. En dan moet julle weet, die tydperk is my. Sien, dis nie die offers wat mense dink, dit wat geslag word nie. Want die woord van die Here sê dat die liggaam moet 'n welgevallige offer wees vir God. Hierdie hande moet God loof en prys. Hierdie mond moet God loof en prys. Hierdie oë moet in die woord van God indelf en God bestudeer. Hierdie knieë moet buig vir Jesus. Hierdie voete moet loop op die pad van geregtigheid vir die Here, want dan gaan 'n dag aanbreek wanneer jy dit nie meer kan gebruik nie. Doen dit nou. Hy sê vandag, nie môre nie. Die laas Sondag aand gehoor. Moenie wag nie. Die mense sê ons die oes, ons sal oor 4 maande sal ons dit doen. Moenie wag om te sê ek sal nog dit vir God doen nie, doen dit nou.
Daar's baie mense wat sê, ek gaan nog dit vir die Here doen, ek gaan dit nog doen. Doen dit nou. Want die woord van die Here sê, waar ek julle heen stuur, sal ek julle nooit as wese agterlaat nie. En die tema wat ek het, ek gaan 'n reeks boodskappe oor die volgende paar Sondae bring, die wysheid van God. U sien, daar is 'n verskil tussen kennis en wysheid. Kennis is om te weet dat 'n tamatie is 'n vrug, maar wysheid is om te weet om dit nie in 'n vrugteslaai te sit nie. Verstaan nie? Alright. So kennis is om iets te weet, maar wysheid is om dit te gebruik tot die beste vermoë. Want 'n tamatie en 'n vrugteslaai, gaan dit werk? Nee, maar dit is 'n vrug. So die kennis en die wysheid loop hand aan hand. So dit help veel, jy weet baie dinge aangaande die woord van die Here, maar jy weet nie hoe om dit te korrek toe te pas nie. Jy sien, daar is baie mense wat hier die woord van God lees, en die woord van God bestudeer, en jy kan hulle niks vertel nie, hulle weet alles, maar hulle kan dit nie toepas nie. Daar is baie mense wat gaan bestudeer by Bible colleges en teologiese skole, en hulle leer wat is Jesus se woorde en sy opdragte aan sy disippels, en hoe sy disippels dit gedoen het, maar hulle self doen dit nie in hulle gemeentes nie. Hulle self doen dit nie in hulle lewe nie. Jy sien, die beste maatstaf is Jesus. Jy het geen ander maatstaf nodig nie. Jy sien, ons moet na onsself kyk. Ek praat met iemand in my familie in hierdie week, en ek sê vir hom, nou, wanneer gaan jy 'n pastoor word? Hy sê, die dag wanneer ek 'n man kry wat my goed kan lei. Toe sê ek, jy sal hom nooit kry. Ek sê, ek maak foute, ander mense maak foute. Ek sê, as jy die perfekte leermeester wil hê, kyk na Jesus. Ek sê, wanneer ek het meer by die Heilige Gees geleer, as my 3 jaar op die Bybelskool. Ek het meer met God se Gees geleer, toe ek sê, Here, maak hier die woord vir my oop, dat ek dit kan verstaan, want ander mense leer my hulle idees en opinie, maar die Heilige Gees sê, die woord van die Here sal jou leer, en oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel, want sy Heilige Gees is die waarheid. Sy Heilige Gees sal jou nooit teleurstel nie. Sy Heilige Gees sal jou nooit in die afgrond inlei nie. Is dit nie so? Hoeveel van ons het al in 'n struik getrap, omdat ons nie na die stem van die Here geluister het nie? Hoeveel van ons het al die verkeerde dinge gedoen, omdat ons nie geluister het na die stem van die Here nie? En God sê vanmôre, ek soek jou hart, want as ek jou hart het, het ek jou alles, jou hele mens wees. Ons baie maklik aan ons hart vir ons man, of ons vrou, of ons kinders, of vir ons ouers gee. Maar as jou hart vir die Here het, as 'n liedjie wat ons sing, want Jesus besit nou my hart. As Jesus jou hart besit, dan vat hy jou hele lewe en hy verander dit en hy gebruik jou soos wat hy wil. En ek gaan vanmôre vra dat julle geduldig sal wees. Moenie na die horlosie kyk nie, want God het 'n boodskap vir julle vanmôre. As die kos op die stoof is, los dit, laat dit brand. Die duiwel kan dit eet, julle kan by KFC stop op pad huis toe. As die familie wag, laat hulle wag. En as hulle daar wag vir jou, dan maak jy die Bybel oop en sê, nou sit julle, want ek wil vir julle die woord gee wat ons vanmôre gehoor het. Ja. As die kat kleintjies kry by die huis, los die kat, die Here het die natuur gemaak om na hulself te kyk. Nie worry nie, hulle sal alright wees. Maar God het 'n boodskap vanmôre, en vir hierdie volgende paar Sondae wat kom dit nie mis nie. Want jy sien, ons het wysheid van hierdie wêreld, en God sê dis dwaasheid by God. En dan ons wysheid van God, wat dwaasheid is vir hierdie wêreld, maar as ons die wysheid van God in ons lewe gaan toepas, sal julle voorspoedig wees. Dis 'n belofte, maar jy moet luister na God se woord. Jy sien, as jy 'n goeie besigheidsman wil wees, gaan na die woord van die Here. As jy 'n goeie boer wil wees, gaan na die woord van die Here. As jy 'n goeie ma vir jou kinders wil wees, gaan na die woord van die Here. As jy 'n goeie pa vir jou kinders wil wees, gaan na die woord van die Here. As jy goeie kinders vir jou ouers wil wees, lees die woord van die Here. Alles is hier binne. Alles. As jy wil weet hoe om jou man of jou vrou te behandel, lees die woord van die Here. Ja. Het julle al 'n bietjie Hooglied gelees, susters? Mans? Mans, lees ook 'n bietjie Hooglied. Het jy al gesien hoe mooi praat hy van sy beminde? Het jy al gesien hoe komplimenteer hy sy vrou? Ja? As jy dit vir jou vrou sê, manne, jou vrou word soos pad op hande, hoor. As jou vrou so komplimenteer, dan maak jy haar knie lam, hoor. Ja? Alles is in die woord van die Here. Alles is daar. God het die resep gegee, gebruik dit net. En die woord van die Here sê, en julle kan julle woord oopmaak in Jakobus, hoofstuk 1. Jakobus hoofstuk 1, en ons gaan lees daar 'n paar verse.
Jakobus 1 vanaf vers 1. En die woord van die Here lees as volg. Hy sê, Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is, groete. Hierdie boodskap skryf broer Jakobus aan die 12 stamme van Israel, wat versprei is oor die wêreld. En jy sien, hierdie boodskap gaan vanmôre uit oor die kinders van die Here wat versprei is oor die wêreld. Want die woord van die Here sê, hulle wat Jesus Christus aanneem, en hulle met Christus bekleed het, aan hulle is mag om kinders van God genoem te word, en hulle sal kinders van Abraham wees. Wat beteken dit? Dat jy sal deel wees van die kinders van die 12 stamme wat die belofte het. God het hom nie self net meer gebind aan sy 12 stamme in die Ou Testament nie, maar in die Nuwe Testament kom hy en hy gee dit vir almal en hy sê, weet julle wat, as julle my aanneem en julle bekleed met my, kan julle deel word daarin. So hierdie boodskap gaan vir almal. Hy sê, ag dit loutere vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Wees bly as die duiwel 'n versoeking op jou pad bring, steek op jou hand. Twee broers is bly. Ek's nie bly nie. Hierdie woord praat vanmôre met my, want as die duiwel 'n struikelblok op my pad bring, dan dink ek so, yes, wie wat, kan daar iemand net iets gebeur, dat jy my net kan uitlos. Ja, maar hier sê die woord van die Here, as jy in 'n versoeking val, ek praat van 'n getuie van 'n pastoor, wat as jong seentjie was hy verlief op 'n hoogspringmeisie gewees in die skool. En hy die woord van die Here leer ons, hy sê, Here, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En as jong seun het hy altyd gesê, as hy bid, Here, lei ons nie in die versoeking nie, hy het gesê, die meisie het verskriklike mooi bene gehad. Hy sê, dan sien nie hierdie meisie se bene voor hom en sê, Here, asseblief, lei my nie in die versoeking nie. As jong seun, sien hy daardie meisie as 'n versoeking, en hy sê, Here, asseblief, lei my nie in die versoeking nie. En die woord van die Here sê dat wanneer ons in die versoeking val, as jy 'n swakheid het, wie vanmôre hierso het nie 'n swakheid nie? As jy nie 'n swakheid het vanmôre nie, dan sou jy in die hemel gewees het. Maar ons elkeen van ons is swak hier, omdat die duiwel dinge op ons pad bring, om ons te toets, om te kyk of ons op die plek is waar God ons wil hê. En die woord van die Here sê, duiwel jou toets in jou swakheid, moet jy die Here dankie voor sê. Hy sê, ag dit loutere vreugde. Hy sê, omdat julle weet, dat die beproewing van julle geloof, lydsaamheid bewerk. As jy beproef word, toets God jou geduld. As die probleme nou verander word, dan is dit soos die res van die Christendom, dan sien jy hulle nooit weer in die huis van Here nie. Hulle aanbid God nie meer nie. Hulle lees nie meer sy woord nie. Maar God laat toe, laat die beproewinge op ons pad kom, sodat jy getoets kan word, sodat jy in jou geloof volkome kan wees. Hy sê, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat jy volmaak sonder gebrek kan wees en niks kort kom nie. Hoor wat sê die woord van die Here vers 5, en dis die tema van die volgende paar Sondae. Hy sê, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. As jy wysheid kort kom, bid dit van God. Maar daar's 'n kruks in hierdie vraag. God sal net vir jou wysheid gee op grond van dit wat volgende gebeur. Want hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê wat? Hy sê laat dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Die woord van die Here sê, God sal jou wysheid gee, as jy nie skroom om ander mense te help. Praat nie van so nie, hoor. Somstyds is 'n oproep baie meer werd as geld. Somstyds is 'n gebed meer werd as geld. Somstyds is 'n bemoedigende woord van God af meer werd as 'n sak vol groceries. So as jy wil wysheid hê vanmôre van God, en die woord van die Here sê Salomo, toe hy tot God toe tree, voordat hy as koning begin regeer het, kon hy God enigiets vra. As jy klein is, dan vra jy mos die Here, Here, ek soek 'n bicycle, ek soek so 'n motorfiets, Here, ek soek daai mooi meisie, Here, ek soek daai kerel, Here, ek soek daai mooi sportvoertuig, Here, ek soek daai huis. Is dit nie ons gebed soms is as ons jonk is nie? En koning Salomo bid en sê, Here, ek soek wysheid. Hy sê, Here, ek soek wysheid en kennis. En die woord van die Here sê, omdat jy in nederigheid wysheid gevra het, en my nie rykdom en 'n lang lewe gevra het nie, sal ek al die res by jou byvoeg. So God soek nederigheid wanneer jy iets vra.
Maar as jy wysheid wil hê, vra wysheid van God, nie wysheid van hierdie wêreld. Jy kan die slimste wetenskaplike wees, en jy gaan God begin verwerk, dan gaan jy jou ewigheid mis. Jy hoef nie eers graad 10 agter jou naam te hê nie. Wanneer jy die wysheid van God het, laat jy die slim mense skaam kry wat die evangelie aanbetref. Wie wat God soek jou nederigheid. As jy wysheid wil bekom, dan moet jy ook 'n vrygewige hand hê. Nie geld nie hoor. Dis nie waaroor ek praat vanmôre nie. Dis nie wat God soek nie. God sê jy moet kan gee aan ander in eenvoudigheid. Wanneer jy aan dit gee, sal God vir jou die wysheid gee. Hy sê maar, hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Die woord van die Here sê, as jy bid sonder geloof, is jy maar net soos 'n golf van die see. Jy sien wat gebeur, hy begin dreun en aankom, en hy lyk groot en magtig, en wanneer hy die bal tref, beteken hy niks. Dis wat die woord van die Here sê. As die kinders van die Here bid sonder geloof, klink jou gebed magtig, maar jou eindresultaat beteken niks. So ons geloof in Christus moet volkome geplaas word. As jou probleme en omstandighede 5 jaar aanhou, dan hou jy aan vertrou op die Here. As jou stryd 10 jaar aanhou, dan hou jy aan vertrou op die Here, want God gaan jou toets tot op die einde toe, wanneer hy sien dat jou geloof die volkomeheid bereik het. Want eers dan gee God jou deurbraak vir jou. Ons wil alles mos nou gedoen, is dit nie so nie. Here moet nou verander. Amen. Ja, ek is net so skuldig daaraan. As ons bid, dan verwag ek, Here, asseblief, U moet dit vandag doen. Maar die Here toets jou om te kyk, gaan jy aanhou. Want hoeveel keer het ons al vir iets gebid, en na 'n paar maande aan hou ons opbid. Gee ons moed op. Ons moet ons geloof in die Here nog nie volkome geword het nie. En hoor wat sê die woord van die Here, ek lees vers 7 weer, want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Die woord van die Here sê, as jy hinker na 2 weë, is ons dubbelhartig. Aan die een kant moet die Here voorsien, aan die ander kant, dan luister ek na die stem van die vyand. Aan die een kant is my voet in die huis van die Here, en die ander kant loop my voet die pad van verderf. Aan die een kant is my voet gefestig op die woord van die Here, en aan die ander kant is my voet gefestig op my eie kragte. Aan die een kant is my voet gefestig op die krag van gebed, en op die ander kant is my voet gefestig op my dokters en my mense op wie ek kan vertrou. Ons is almal dubbelhartig. Daarom is ons so baie keer onbestendig in al ons weë. Daarom werk dinge nie altyd vir ons uit soos ons wil hê dit moet uitwerk nie. Daarom loop dinge op 'n ramp uit, omdat ons hart hinker na 2 weë. Die woord van die Here sê, was jy maar warm of was jy maar koud? Maar omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspieg. Wat beteken dit? Dit beteken as ons aan die een kant die Here dien op 'n Sondag, en in hierdie week wat kom tot voor Saterdag, dan loop ek die pad van ongeregtigheid, is ek 'n dubbelhartige man. As ek op hierdie een kant in die huis van die Here is, en ek partyskap verwerk tussen 2 broers, is dit 'n dubbelhartige man. Hierdie een broer het my R10.000 gegee, hierdie ander een het my net R100 gegee. Nou skaar ek meer by hierdie broer, maar die broer wat my R10.000 gegee het, die broer wat net R100 gegee het, en nagekom het, maar ek skaar by die broer wat R10.000 gegee het, is ek 'n dubbelhartige man. Kom ons toets dit bietjie. As iemand by ons wil kom om sleg te praat van 'n medebroer of suster, dan sê dit is reg, kom, ons gaan na daai boetie toe waarvan jy praat. Dan sê jy dit wat jy nou vir my sê voor hom. Of, as ons wil sleg praat van 'n ander suster, dan sê jy reg, ek hoor my suster, baie dankie dat jy my sê, maar kom ons stap gou na daai suster toe, en gaan hoor wat is die situasie. Want jy sien, ons is dubbelhartig. Ons skaar ons baie keer by die mense, wat vir ons net iets uit kan skoor. Weet jy wat, alwaar jy moet skoor, is by die Here. Jy moet geen gewin soek by mense nie.
Jy moet geensins mense se eer soek nie. Jy moet geensins mense se goedkeuring soek nie. Jy moet geensins na die pype van mense dans nie, maar jy moet luister na die stem van die Heilige Gees, want dit gaan bepaal wat jou eindresultaat gaan wees op die eind van die dag. Hy sê, maar laat die broeder wat gering is roem in sy hoogheid en die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan. Die woord van die Here sê, laat die armste roem in sy beste besitting en laat die rykste roem in sy slegste besitting. Wat beteken dit? Dat die woord van die Here sê, dat as jy hoog in jouself is, of jy dink jy is hoog, moet jouself verneder. Want God sê, hy wat homself verneder, sal God self optel. God sal jou optel, maar jy moet jouself ondergeskik stel aan hierdie Heilige Gees. Hy sê, want dit alles gaan soos gras, sal hy verbygaan. Want die son gaan op met sy hitte en laat die gras verdor en sy blom val af en die sierlikheid van sy gedaante vergaan, so sal die ryke ook in sy weë verwelk. Jy kan die mooiste Bentley ry, die mooiste Rolls Royce ry, vir 10 jaar dan mag jy roes op maar vir daai voertuig. Jy kan die duisende rande op 'n stel pak klere betaal. Oor 5 jaar as in die kas lê, die mot hom opgeëet. Alles verwelk en gaan verby. Alles wat ons het, kom en gaan, maar die woord van die Here sal bly staan. U sien, ons kan altyd vashou aan dit wat mooi is van hierdie wêreld. En hierdie parel, hierdie kosbare parel wat die Here vir ons gegee het, wil ons nie bewaar nie. Hy sê, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Om versoek te word is nie 'n sonde nie. Maar om te verval in die versoeking, dis 'n sonde. As jy swakheid het, en jou swakheid is geld, en iemand kom na jou toe en sê, hoorie, ons kan 'n dodgy besigheid transaksie doen. Jy het nog nie gesondig nie, maar as jy sê dit is reg, kom ons doen dit, het jy gesondig. Maar die woord van die Here sê, as jy die toetse deurstaan, sal jy die ewige lewe beerwe. Maar jy moet hom lief hê. Wie die Here lief vanmôre? Hoekom? Want hy het jou eerste lief gehad. Nog voor jou ma en jou pa jou geken het, of geweet het, of 'n plan het, jy gaan daar wees, het die Here geweet, jy gaan daar wees. Het die Here alreeds jou paadjie uitgelê, om sê, hier gaan jy loop, hier gaan jy vir my werk, hier gaan jy dit doen. En wanneer die versoekinge kom, moenie val nie. Jy sien, baie mense vra altyd en beskuldig die manne van die Bybel wanneer hulle gefouteer het. Weet jy wat, God het toegelaat dat hulle foute moes opgeteken geword het. So die mense kan sien wat het gebeur en wat het hulle gedoen. Jy sien, koning Dawid is opgeskryf, maar as jy gaan lees in Konings en Kronieke, sal jy sien dat daar het konings opgestaan en daar het konings geval wat teen God opgestaan het. So God laat toe dat alles opgeteken word. Wat gebeur met die goddelose wanneer hulle wandel agter die afgode aan? Hoe is hulle uiteinde? En weet jy wat 'n afgod is? Nie net 'n beeld wat jy aanbid nie. 'n Afgod is enigiets wat jou van God af kan wegvat. Afgod, hy van jou van God af weg. Jou man kan 'n afgod word. Jou vrou kan 'n afgod word. Jy al gehoor baie keer sê mense hulle aanbid die grond waarop jy loop. Jy aanbid net Jesus vanmôre. Jou kinders kan 'n afgod word. Jou werk kan 'n afgod word. Jou sport kan 'n afgod word. Enigiets wat jou van die Here af wegvat, kan jou saligheid wegvat. En sê vir my, is daar enigiets op hierdie aarde wat meer werd is as die ewige lewe? Bring dit vir my. Weet jy wat, die rykste mense, weet jy, as jy die ewige lewe kon koop, is dit die eerste ding wat ons almal gekoop het. Maar jy kan dit koop. Jy geweet, koop die tyd uit. Die hier en die nou. Jy kan dit koop, deur jou tyd aan die Here te gee. God soek nie jou geld nie, hy soek nie jou kar nie, hy soek nie jou huis nie, hy soek nie jou klere nie, hy soek nie jou werk nie, hy soek jou hart en jou bereidwilligheid, dis al. Het jy geweet die woord van die Here sê in Handelinge, toe sy disippels uitgegaan het hulle alles verkoop wat hulle besit het,
en hulle het aan die armes gegee, en hulle het alles gesamentlik besit. Ek weet, hier's 'n paar manne hierso in hierdie huis van die Here wat mooi huise het, en mooi karre het. Ja, kan julle self indink, die pastoor sê vanmôre vir julle moet julle huise verkoop? Herjan, nie pastoor sê hy is verlootjie verloor, né? Hy mooi, hy man is lief vir sy huis, en die Here het daai man groen vingers gegee. Gaan kyk bietjie nou mooi is daai man se tuin. Ja, hy sorg vir die natuur, want dis wat God vir hom gegee het. Rudolf is 'n man met groen vingers, gaan kyk bietjie hoe lyk sy tuin. Ja, en die vrou, ja, al mooi geleer om die gras te sny. As ons nou vanmôre sê, Rian, jy moet jou huis verkoop, Don, jy moet jou huis verkoop, ek gaan my huis verkoop. Hy mooi bakkie wat jy moet jy verkoop. Hy mooi bakkie van hom verkoop. Hy karre wat ons het, my skat, moet ons maar verkoop. Nie, Reinhold, nie jou kar. En ons moet al die geld saam sit en ons moet alles gesamentlik besit. Gaan julle dink hoe hierdie pastoor het alles verloor? Hy klink soos 'n klomp Amish mense. Dit klink asof hy besig is of hy vir ons 'n dorpie daar in die Noord-Kaap bymekaar gaan bring dat ons ekselektief op ons eie gaan bly. Ja. Want die woord van die Here sê dat hulle dit gedoen sodat nie een dink hy's beter as die ander een. Sodat nie een kan neerkyk op die ander een nie. Sodat elkeen van ons kan nederig wees. Daarom leer die woord van die Here, as jy in jou eie huis bly, moenie dink jy's beter as die ander een nie. As jy in jou eie kar ry, moenie dink jy's beter as die ander een nie. As jy op die highway afry, ek het ook al geneiging gehad toe ek jonk en onbekeerd was, dan jag ek in daai regterkantste baan. Nou, hulle kan my vrou vra, is die rustigheid van self op die snelweg. En as jy vir my flash gooi agter my, en ek sien die regterkantste baan en ek ry 120, gaan jy 'n surprise kry. Ek gaan nie vir jou pad gee nie. Maar toe ek jonk was, het ek agter die mense aangejag en ek het vir hulle geflash. En het jy al gesien, dan ry die ou tannie op die snelweg teen 80 km/h, dan vererg jy jouself. Ag, kan hierdie tannie net vinnig ry nie, asseblief. God sê ons mag nie so wees nie. Mag die Here ons help dat ons weer nederig word. As jy weer so hoog word en jy wil agter daai ander persoon in ry en wil vir hom flash, slek af en sê Here, maak my weer bietjie nederig. Want weet jy wat, jy kom met jou Chevrolet geloop het. Nou. Maar die Here het ons geseën. So wanneer God jou seën, bly altyd nederig. Wanneer die Here jou optel, moenie neerkyk op ander mense nie. Jy sien baie keer wanneer mense die leer van sukses klim, het jy al gesien wanneer mense eenvoudig is en plat op die aarde mense. Jy kan sommer by 'n huis instap, die yskas oopmaak, vir jou koeldrank ingooi en jy's alright. Maar naarmate jy die leer van sukses klim en hulle daar bo in die berg bly, dan moet jy afspraak maak om by hulle te kom. En as jy daar sit, dan weet jy nie hoe om te sit nie, want hulle het so houding wanneer hulle daar opdag. Hulle het mense wat jou inwag. Die Here wil hê ons moet nie so wees nie. As jy daar bo in die berg bly en of jy onder 'n boom slaap, moet jou houding en jou evangelie en jou gemoed moet dieselfde wees. Dis wat die woord van die Here ons leer. Want hoor wat gaan hy verder. Hy sê laat niemand as hy in die versoeking kom sê ek word deur God versoek nie, want God kan nie deur die kwaad versoek word nie en selfs versoek hy niemand nie, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. God versoek jou nie, hoor. Jou eie swakheid veroorsaak dat jy versoek word. Dis die duiwel wat jou tackle op jou swakheid. Dis die duiwel wat jou vat, wat hy weet waarmee jy sukkel. En niemand van ons wat hier is perfek nie. Niemand van ons wat hier is sonder sonde nie. Niemand van ons wat hier is so heilig, dat die Here ons nou moet lewendig in die hemel en kan opneem nie. Daarom, wanneer jy versoek word, sê Here, help my om deur hierdie versoeking te gaan. Here, dra my deur. Ons elkeen weet, dink soos daai pastoor wat toe hy op skool was, die hoogspringmeisie se bene gesien het. As jy daai bid en sê, Here, lei my nie in versoeking nie, en jy weet, jy dalk bietjie lang vingers, sê Here, asseblief gee my nooit 'n werk, dat ek in die wat noem hulle dit? In die geldkas werk, die finansies afdeling werk nie. Ja, jy leek hem ons ouens, hulle lewe ons uit die til uit. Hy skryf, as jy swak het, dit vir die Here. Los dit by sy voete. Moenie in jou eie kragte dit probeer regmaak nie, want jy sal dit nie regkry nie. Moenie jou eie vermoëns te doen nie, want dit gaan nie werk nie. Hy sê daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood
woord. Die woord van die Here sê, hoeveel keer het al in ons lewe, het jy al gehoor van iemand, wat 'n pad met die Here stap, en hy val in 'n versoeking, en op die ou einde, dan sterf hy. Het jy het al gesien? Dis wat die woord sê. So as jy wil lewe, dan moet jy doen wat God van jou verwag. Dan moet jy doen en bly in die woord van die Here. Hy sê, moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Ek gaan vir jy net Spreuke 3 vers 7 lees. Hy sê, wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Moenie dwaal nie. Moenie dink net me, myself en I weet alles nie. Glo vir my, jy kan 60 jaar oud wees en die pad al gestap het, jy kan by iemand iets leer hoor. Ja. Moet nooit te dink, ek weet alles nie. Kyk, jy kry mos mense, hulle is soos 'n steeksdonkie. Jy kan hom niks vertel, jy kan hom niks leer nie. Ek weet alles, niemand vertel my nie, ek vertel hulle. Dis nie so nie. Dis my manier of die verkeerde manier. Ja, ons almal was al daar. Al my broers, is die susters daar. Nou is hulle stil, hulle is bang. Al my susters is die mans daar. Amen, ja my skat sê amen, kliphard dat die gemeente hoor. So baie keer is ons eie wys in ons eie oë. Maar weet jy wat, somtyds moet ons net stil word en terugsit. Weet jy wat, jy mag steel met die oog. Ja, het jy al gesien, baie keer leer jy by iets by iemand deur net te kyk. Jy hoef niks te doen nie deur net te kyk. Dan gaan doen jy dit. En dis wat die woord van die Here sê, moet op daai kom wat jy niemand kan jou iets leer nie. Want weet jy wat, as jy 80 jaar oud is, waar wil ek jou kan iets by hierdie kindertjies leer? Ja? Wie van hierdie mense sien hierdie kindertjies kwaad aankom hier by die kerk? So julle kan by hulle leer om altyd vriendelik te wees. Hierdie dogtertjie is die vriendelikste dogtertjie in die hele kerk. Ja? Ja. Sy is die vriendelikste in die hele kerk. Ja, onthou, jy ken haar by die huis, onthou is anders te by sussie, ja? Maar as sy jou sien, groet sy almal met die vriendelike gesiggie. Ja. Maar as ons hier inkom, lyk so 'n donderwolkie bo oor ons kop dwaal. Is dit nie so nie? Ja. Ja, alweer hierdie pastoor. Eers alweer hy. Kan nie maar net nog 2 weke wegbly nie. Ja. Is dit nie so nie? Alweer hierdie suster. Ja, nee. Ek sien haar alweer. Ja. Weet jy wat, ons moet mekaar bly wees om mekaar te sien. Ons kan by almal ietsie leer. Tannie Tini het altyd 'n grappie as sy jou sien. Altyd 'n grappie. Ja. Weet jy wat, ons kan by almal ietsie leer, maar jy moet bereid wees, moenie wys wees in jou eie oë nie. Hy sê elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer. Wat beteken dit? Elke goeie gif. Het jy geweet as jy deur 'n slang gepik word, gebruik hulle 'n ander slang se gif om jou in te spuit sodat dit daardie gif kan teenveg? Het jy dit geweet? Nie geweet nie. Jy geweet wat is die proses wat hulle die slanggif mee meng om jou in te spuit? Skaapbloed. Jy dit geweet? Wat beteken dit? Dis 'n vervulling van die woord van die Here. Dat die bloed van die lam maak jou rein en die gif wat hy gee maak dood dit wat verkeerd is. So dit wat God uit die hemel uit laat neerdal, maak jou gesond en maak dood wat verkeerd is. En daarom sê die woord van die Here, elke goeie gif en elke gawe daal van bo af neer. So pas dit in jou lewe toe. As daar 'n krisis is, gaan na die Here toe. As jy finansiële probleem is, moenie na die bank toe gaan nie, want hulle gaan jou 3 keer meer rente vra as wat die Here vir jou gaan voorsien. God gaan jou nie rente vra nie. As hy tank leeg word, dan gaan jy na die huis van die Here toe. Of jy gaan sak op die knie en sê, Here, ek het nodig. As hy koskaste leeg word en sê, Here, ons het kos nodig, ek weet nie hoe hierdie huisgesin het gaan maak hierdie week nie. Gee dit vir die Here. Hy sê, want elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader, van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. God verander nooit nie. God gaan jou nie gister help en môre in die steek laat nie, hoor. Die Here sal jou nooit reg help wanneer jy in moeilikheid is en môre sorg dat jy weer in 'n moeilikheid beland nie. God sal jou nooit deur donker dieptes dra en môre gooi hy weer 'n skadu oor jou en jy weet nie wat jy deur gemaak nie.
Want hy is die lig van hierdie wêreld en hy is onveranderlik. Hoor wat sê die woord van die Here. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eersteling van sy skepsele kan wees. God het van die begin af beplan dat Rian, jy moet hier wees. En die Here het 'n beplanning en 'n roeping op jou lewe en God wil hê jy moet dit doen. God het van die begin af geweet, my suster Jolien, die Here het geweet jy gaan hier wees en God het 'n roeping op jou lewe en jy moet dit vervul. God het jou by jou naam geken nog voordat jy geweet het wie jy is. Van die begin af het die Here gerei, jy moet deel wees van die eersteling. Hoe word jy deel van die eersteling? Want die woord van die Here sê dat Jesus was die eersteling van die skepping en wanneer jy jouself bekleem met hom deur die bad van wedergeboorte, kan jy deel uitmaak van hierdie eersteling skepsel. Wat beteken dit? Om te doen wat God van jou verwag, kan jy deel wees van Jesus Christus. Net te doen wat hy van jou verwag. Baie keer dan verwag ons as ouers, die kinders moet doen wat ons van hulle verwag. Is dit nie so nie? Baie keer verwag die ouers, dat die ouers moet doen wat daar van hulle verwag word. Ja, want julle verwag dat pappa en mamma moet mooi na julle kyk, né? En vir julle sorg. En seker maak julle kos elke dag. En julle is veilig. Ja, want as daar 'n inbreker by die huis instap, gaan daai twee dogtertjies, ek ken hulle pa, gaan hulle nie hoef bang te wees nie. Want daai man gaan seker maak, nog voor hy by die deur inkom, gaan die ambulans daai man daar kom haal. Ek gaan hom kom haal, ja. Die begrafenisondernemer gaan hom kom haal. Ja. So hulle verwag, pappa moet hulle beskerm, is dit nie so nie? Ja. En net so verwag julle as julle die kinders opdrag gee, om hulle huiswerk te doen, moet hulle dit doen. Net so gee God vir ons die opdrag, om te bly in sy woord, en in sy wysheid. Vergeet die wysheid van die wêreld, en bid God, dat hy vir jou wysheid gee aangaande hierdie koninkryk, sodat hierdie banke kan vol word. En nie net in hierdie gemeente nie, maar in al die gemeentes waar die waarheid verkondig word. Die gemeentes wat nie die waarheid verkondig word nie, daardie siele moet julle bring na Jesus toe. En aan elke kerk waar Jesus die eerste en die laaste is, mag hulle gemeentes geseën word, mag hulle stoele en hulle banke vol word, solank as wat Jesus en die waarheid verkondig word, en in julle lewe, mag die Heilige Gees julle vervul in dit wat julle tekort kom, en mag God se Gees met julle wees tot aan die einde toe. Amen. Kom ons staan saam. Broeder Don.